Volspoed, episode 8. Rozaan kan stik van verontwaardiging. Wat het die man haar genoem? 'n helleveeg? Verbeel jou, en om te dink, sy het probeer om goed te wees vir sy neefie, wat so mooi kom vra het om die swart kar op haar grasperk te koop. En hier kanselleer die verwaande dokter die transaksie sommer net so, namens die kind. Aanmatigend, typiese ryk Afrikaner man, chauvinistiese speen vark, loop oor ou mense, vroumense en kinders, as jy haar vra. Sy het geglo sy help 'n verarmde, verhongerde, blou van maargheid en waarskynlik ietwat verwaarloosde Afrikaner kind met 'n droomprojek. Sy het selfs hom 'n bordjie kos gegee, wat hy dankbaar verorber het, toe hy vanmiddag met sy ou spaargeldjies daar by haar aangekom het. Geld wat sy glo hy swaar verdien het, terwyl hy nog 'n kind is. Kinderarbeid, selfs met 'n trokkie rondgery om te kan oorleef. Sy het amper vir hom gesê, vergeet van die res van die geld, hierdie is genoeg, al weet sy dat sy dit in hierdie stadium nodiger het, as die suurstof in die lug rondom haar, om te kan oorleef. Haar eie wêreld is aan die vou. Nou kom sy agter dat hy waarskynlik deel is van 'n meer bevoorregte familie hier in die omgewing. Mense met duurder karre as die Audi wat sy vanoggend probeer van die hand sit het. Sy het mos al van meneer Du Plessis van Cash and Carry ook gehoor en sy duur Prado iewers gesien staan met die logo op die deure op. Die kind se pa dus, en sy seentjie ry die trok. Seker omdat hy hou van bestuur en hy ry skelm. Behalwe dat sy nie vir 'n oomblik kan glo dat Renier sy familiebande vir haar probeer wegsteek het nie. Maar dan is dit ook nie asof sy 'n punt daarvan gemaak het om die mense hier rond te leer ken of hulle gesigte te onthou nie. Die bure van die omgewing woon ver uit mekaar en wyd verspreid, meesal op landbouhoewes. Bert, haar oorlede man, was die een wat met almal geselsies aangeknoop het. Hy het maklik en gou vriende gemaak, soos met die mense van die hotel, waar hy sy drank vir die kontant kroeg gaan aankoop het, en soms lang ure daar by hulle vasgehaak het. Bert het een keer voorgestel dat hulle met die Du Plessis van Cash and Carry ook moet gaan praat oor die aankope van haar voorrade vir die trouonthale. Dit is beter om op groot maat aan te koop. Maar hy is toe weg, voordat hulle daai stap ook kon neem. Seker ook maar goed, want waar Bert vriende gemaak het, het sy dikwels vyande gemaak en transaksies laat deurval. Soos hier, waar het nou weer gebeur, met hierdie oulike seun se bullebak oom. Gelukkig is haar reaksie gewoonlik in so 'n geval, sy stom geslaan. Sy bly liewer stil en laat dit net verbygaan. Daarom trek Rozaan haar skouers reguit en sê, nou ja Renier, dan moet jy my maar laat weet waar ek die geld vir jou deposito moet terugstuur of inbetaal. Dit is mos ongelukkig nou by die huis. Nee tannie Rozaan, ek wil nie die geld terug hê nie, ek soek nog steeds die kar, keer die kind desperaat. In daardie geval gesels ons wanneer dit met jou beter gaan. Laat weet my, jy het mos my selnommer. Tot sins Renier. Rozaan draai om en begin wegstap. Wanneer sy by die kar kom en agter die stuurwiel inskuif, sien sy hoe die aantreklike dokter by die seun inhak en met hom by die gebou instap. Geleerde barbaar, roep sy uit en gee haar stuurwiel 'n klap. En toe onthou sy van Renier se skooltas agter in haar kar, se kattebak. Sy vlieg weer uit en haal die sware tas daaruit. Sy strompel daarmee terug en teen die trappe op. Waar is dokter Du Plessis se ondersoekkamer? Vra sy vir die dame, wat daar met die ontvangs met piddings in die oë na haar sit en kyk. Gang af, tweede deur aan, regterkant, bedui die vrou. Dankie. Rozaan stap nader, klop en wil instap by die oop deur, maar die man roep uit, ons is besig hier binne met 'n pasiënt. Waar kan ek Renier se skooltas los? Vra sy. O Jesusie oom, ek moet my tas gou gaan haal, die ding is baie swaar. Is swets, en toe kom
kom die dokter met lang en doelgerigte tree nader en haal die tas uit haar hande. Sy gesig wys op daardie stadium, jy's reg, die ding weeg 'n ton. Hy sê, plaas dat jy gepraat het, ek sou iemand gestuur het om dit te gaan haal. Wel, dit is nou hier, totsiens, dankie vir jou moeite en totsiens. Miskien was dit per ongeluk, maar daarna klap die deur van die ondersoekkamer in haar gesig toe. Van die ander kant van die deur hoor sy Renier se benoude stemmetjie. Tannie Rozaan het beloof om my huis toe te neem, oom Christo. Wel, sy kan maar gaan, en jy klim nooit weer saam met haar in enige kar nie. Sy reis soos 'n imbesiel, 'n dwelmverslaafde zombie. Ek het gehoor, jou skobbejak, pad, vark, roep Rozaan uit, en gee die deur 'n geweldige skop, voordat sy omdraai, en deur ontvangs loop om na haar kar toe te gaan. Wat 'n haatlike mens! Ek hoop nie jy praat van ons dokter nie, sê die vrou by ontvangs. Hy is die heel beste en mees geliefde dokter hier, en onder sy pasiënte ook. Waarmee spuit hy julle almal in? Vlieg Rozaan daarin. Genigtig, is die hele wêreld besig om mal te word, of is dit net ek? Nee, dit is verseker net jy, antwoord die vrou, duidelik omgekrap, en toe roep sy uit, Amy Smith, Dr. Gerber sal jou nou sien. Nee, maar ek wil graag vir Dr. Du Plessis sien, antwoord die vrou. Rozaan steek vas en voel hoe haar rug styf trek. Amy is die vrou van die hotel-eienaar hier naby, die laaste vriende wat Bert gemaak het, want deur haar toedoen weer in vyandskap omgesit is. Maar dan was dit ook so, dat Amy heeltemal te vriendelik met Bert begin raak het daar by die hotel, daar agter die groen deur, waaroor die manne van heinde af en ver af blykbaar aangery kom na die hotel toe. Dr. Du Plessis is nou besig met 'n pasiënt, antwoord Miss Gwen van ontvangs. Jy sal eintlik maar net vir Dr. Gerber moet sien, of vir niemand anders nie. Nou maar goed, ek sal deurgaan. Rozaan wil uitglip, voordat sy moet notisie neem van die vrou, maar iemand roep haar naam. Dit is Amy se dogter, Melanie. Hallo Melanie, sy draai om en groet. Sy het niks teen die kind nie. Hierdie mooie meisie was saam met haar seun Sean in die klas. Hy was op 'n stadium tot oor sy ore verlief op haar. Melanie is waarskynlik nou in graad 10. Vanselfsprekend moet sy ook nou na Amy kyk, en toe wil sy amper uitroep, want as hier in Hammanskraal iewers 'n bokskruit was, het die vrou vandag daar tweede gekom. Haar mooi gesig is vol bloed, en die rooi merke op haar gesig en skouers gaan beslis 'n blouerige kleur kry. Amy hou 'n handdoek teen die kant van haar kop, wat daar een of ander tyd 'n hele klompie rooi vloeistof uitgekom het. Haar blouse is ook rooi gevlek. O hemel, was julle in 'n ongeluk? Vra Rozaan geskok. Nee tannie, my stiefpa het ons uitgegooi. My ma. Amy kyk na die ander mense wat daar sit. Hulle is die enigste wit mense daar, maar die meeste van die wat daar sit, vermoed in elk geval hoekom die kind se stiefpa hulle uitgegooi het. Amy is lief vir die manne. Intussen kom Dr. Gerber uit en beduie vir Amy Smith om deur te stap na sy kamers toe. Hy's 'n ouerige Duitser en hy vat nie nonsens van enige iemand nie. Nou maar sterkte, Melanie, sê Rozaan. Sy druk die kind se skouer en draai weer om. Ek hoop jou ma word gou gesond. Maar Melanie sit daar agterna. Wag asseblief tannie Rozaan, ek het 'n groot guns om te vra. Ek weet nie waar ons vanaand gaan slaap nie. Hy het ons klere op die stoep uitgegooi. Nee, keer Rozaan se verstand. Sy het op hierdie oomblik genoeg probleme van haar eie. Sy kan nie by ander mense se huishoudelike probleme ook ingetrek word nie. Sy het eenvoudig net nie die krag daarvoor nie. Dan, aan die ander kant, wat as dit sy was, wat in die kind se skoene gestaan het? 'n paar maande gelede sou sy gedink het, straat sit sal nooit haar voorland word nie.
Na Saterdag weet sy dat dit met enige iemand kan gebeur. Sy is beslis nie verhewe bo enige iemand anders nie. Daar is die 3 oulike gemeubileerde chalets, waar trougaste gewoonlik kan oornag by Villa Schultz, wat gewoonlik midweek leeg staan. En dan is daar die sogenaamde bridal suite, wat nie meer glase, 'n stopdeken, kussingslope en handdoek het nie. Maar die plek is baie ruim. Hierdie 2 vroumensies kan maklik 'n enkel bed daar indra, sodat ma en dogter 'n paar dae daar kan oorbly. Die dogter sien die huiwering op haar gesig. Asseblief Tannie, net vir 3 nagte of so, of totdat my ma weer beter is en ons kan planne maak, dan sal ons besluit waarheen om te gaan. Hopelik kry ons 'n blyplek in die omgewing, sodat ek daarom ten minste my graad 10 eksamen by die hoërskool kan gaan klaarmaak. Rosanne maak haar oë 'n oomblik toe. Graad 10, dit is waar Sean nou sou gewees het, as alles goed gegaan het, en as hy nog hier by haar was. Uiteindelik draai sy na Gwen, daarby ontvangs. Wanneer mevrou Smith uitkom, sê vir haar, sy moet net hier vir ons wag. Ons sal haar kom oplaai. Sê vir haar, sy moet nie bekommerd wees nie, ek het Melanie saam met my geneem. Sy draai na Melanie toe en sê, kom ons gaan haal julle goedjies. Dankie Tannie, en as daar iets is wat ek kan doen, of waarmee ek kan help, om vir ons verblyf daar by julle te vergoed. Onthou dat ek dikwels in my pa se kroeg gehelp het om die drankies te bedien. Wel aan daai faset wil Rosanne op hierdie stadium nie eens dink nie. Maar dinge eerste. Miskien moet sy net eers vir Melanie help om uit haar eerste verknorsing te kom. Slaapplek vir vanaand. Renier lê op die ondersoektafel, terwyl sy oom Christo sy been doodspuit en begin om die wond te ondersoek. Daarna begin hy skoonmaak. Hy het nogal 'n sagte manier om dit te doen. Anders is dit die verdowing wat nou ingestop het. Daar is 'n plek waar dit lyk asof die spyker diep geskep het en die vleis staan bulterig uit. Ek gaan vir jou 'n stapler of 2 hier moet insit, maar ons gaan die plek moet dophou. Daar gaan waarskynlik 'n bietjie smet uitloop. Mens kan nooit alles behoorlik skoonmaak nie. Renier sit entoesiasties regop. En dan gaan oom my seker 'n bietjie moet afboek, nê? Ja, verseker sal ek jou moet afboek. Sy oom glimlag effens en haal die omhulsel rondom 'n inspuiting af. Maar sorry Boeta, hierdie enetjie gaan seermaak. Dis 'n klem in die kaak inspuiting. Vir hom moet jy liewer weer lê. Nee oom, ek sal bly sit of staan. Alright, as jy kan sien, maar sê vir my waar moet ons omplant? Ek dink daai regterbout van jou sal vandag maar die punch moet vat. Sal jy effens omdraai? Hoekom oom? Want my arm is so dun, die naald steek dalk reg deur. Spot Renier met homself en gaan sit staan so dat sy linkerbout beskikbaar is. Nee glad nie, net nou puncture ek een van daai bultende boarmspiere van jou. Kom draai verder om. Hy wil nog keer, maar oom Christo trek al klere weg en toe ruk die man geskok op. Renier besef hy moes harder gekeer het, aangedring het op liewer 'n inspuiting vir die naald op die arm, want hy het heeltemal vergeet van die letsels en die snye van die hale oor sy lyf. Weet jy so verneel Renier? Is dit jou pa of 'n onderwyser by die skool? Oom Christus se hand vou oor sy mond. Blou oë boor skerp en intens in syne. Ek oom Christo, Renier begin bewe. Dis van vrees vir daai naald en dat oom Christo dalk sy pa gaan byt. Dit is my skuld. Dit was daai keer toe ek so droog gemaak het. Wat het jy gedoen om hierdie mishandeling te verdien? Het jy iemand vermoor? Of het jy jou pa se kasregister leeggemaak en daarna sy hele winkel afgebrand? Sis oom Christo, sy gesig is spierwit van ontsteltenis. Dit was daai Saterdag toe my selfoon weggeraak het oom Christo, en toe het ek nie geweet waar Alicia en Lola op Sondag aand was nie. Ek moet altyd weet
Toe slaan my pa Saterdag se rowe af en toe Woensdag weer. Ek sien, en dit is natuurlik hoogverraad om jou susters se spore te verloor. Daarvoor moet jy eintlik hang, jy weet. Die woorde kom tussen stywe lippe deur. Is jy reg, kan ek maar spuit. Ek is reg om Christo. Eeuw! Dit brand soos vuur. Hy moes vir 'n oomblik uitgepaas het, want toe hy weer sy oë oopmaak, lê hy plat op die ondersoektafel met oom Christo wat besorg oor hom buk. Hy kan in die aarde wegsink, want sy klere is nat, en hy probeer toehou. Hy, jy het my nou laat skrik, jong. Oom Christo vryf sympatiek oor sy wang. Daarna bedui hy met sy kop na die natbroek. Moenie skaam wees oor daai saakie nie, dit kom ons almal oor. Hoe gaan ek hier uitstap? Vra René bekommerd, terwyl oom Christo handskoene uittrek en in die asblikkie gooi. My Landy staan hier agter by die agterdeur onder die afdak. Niemand gaan jou sê nie. Maar hy gooi vir die wis en die onwis 'n kombers oor hom. En toe stap oom Christo eers saam met hom tot by die kar. En toe kom hy terug en sê, ek gaan gou vir Miss Gwen en my kollegas sê, ek en jy gaan huis toe. Wat het gebeur? Wil ma natuurlik weet toe hulle daar aankom. Klein konfrontasie met 'n geroeste spyker, iewers in 'n houtbalk of 'n ding op pad huis toe, antwoord oom Christo. Ek het jou kind afgeboek vir 'n paar dae. Ons begin amper eksamen skryf, sê Lolita. Wel, dan is dit 'n goeie tyd om boeke oop te maak en te leer, besluit ma, en ek sal self 'n oog oor daardie saakie hou. Wel, ek moet net eers gaan stort, keer neer. Die nat van sy klere begin sy vel brand. Oom Christo draai na ma. Het jy Glad wrap in die huis? Natuurlik het ma Glad wrap in die huis. Daar is nie 'n tekort aan kruideniersware en skoonmaakmiddels nie. Pa verkoop dit mos alles in sy cash and carry. Oom Christo draai die plastiek om sy been en sê, gaan stort en moenie dat die pleister nat word nie. Hy vra, is Frank nog by die werk? Natuurlik is Frank nog by die werk. Jy weet mos, hy kom nie voor 6:30 in die aande huis toe nie, antwoord ma. Wil jy koffie drink, Christo? Alicia het vandag koek gebak. Ek wil nie koffie drink nie, dankie. Ek het 'n appel te skil met my broer. Het jy gesien hoe het hy jou seun se lyf verniel? As Frank nie my broer was nie, het ek vandag 'n saak van kindermishandeling teen hom by die polisie aanhange gemaak. René, wat tot in die gang gevorder het, wil omdraai en terug hardloop en sy oom smeek om dit nie te doen nie. As iemand met sy pa praat oor iets wat hy gedoen het, of mooi vra om dit nie weer te doen nie, dan oortref hy homself die volgende keer. Ma weet dit ook. Daarom bly René staan toe sy begin pleit. Asseblief Christo, jy kan dit nie doen nie. Jy weet hoe is Frank. Hy is die hoof van ons gesin. Hy sê, as hy nie die roede in lê nie, sal hy dieselfde pad loop as Elisa. Agteroor slaan en sy nek breek. Hy moet sy seun dissiplineer. Wel, ek is op die oomblik so die Helen vir hom, dat ek lus het om hom met een hou so hard agteroor te moker, dat hy ten minste sy stuitjie daarvan verstuit. My Boetie was van kleins af 'n boelie van oukies wat kleiner as hy is. Dit is tyd dat hy slag agterkom, daar is mense van sy eie portuur wat nie meer bang is vir hom nie. Nee, Christo, wag asseblief. Moenie dat daar vanaand meer moeilikheid as gewoonlik saam met Frank by die huis gaan instap nie. Hy gaan klaar kwaad wees oor die geroeste spyker, want hy sal wil weet waar die kind dit opgetel het. Ons probeer almal die hele tyd om die vrede in hierdie huis te bewaar. Wel, miskien is dit tyd dat iemand sy vrede 'n bietjie versteur, sodat dit 'n slag beter gaan met die mense rondom hom. As hy dus nie vanaand huis toe kom nie, moenie bekommerd wees nie, Marie. Ek en hy gaan gesels. Nee, Christo, jy was dan altyd so vredelewend. Van wanneer af is jy so aggressief? Probeer ma 'n ander invalshoek. Ek is nie aggressief nie.
Ek gaan net 'n paar gedagtes aan my broer toets. Ek glo in elk geval nie aan geweld nie, maar as jy al vir 'n paar dae deur die verkeerde mense agterste voor opgevryf geword het, wil jy liewerster, iwerster die lig probeer suiwer. Maar moenie bekommerd wees nie, ek het nog nooit van baklei gehou nie. Ek glo steeds die tong is magtiger as die swaard. O, Maggie stinkrenier en draai met 'n swaar gemoed weg om by die badkamer in te stap. Miskien moes hy nooit al daardie geld vir die swart kar betaal het nie. Miskien moes hy dit gehou het vir sy vliegtuigkaartjie Amerika toe. Want as sy pa gaan reageer, soos wat hy dink hy gaan reageer, het sy uurglas pas in hierdie huis in Hammanskraal leeg geloop. Word vervolg.